sy die oor. Hemel Vader, ons dank U vir ons saamkoms vanoggend, so dankie vir elke liedjie wat ons gesing het, Here. Ja, U is wonderbaar, Here. U voorsien vir ons elke dag. Daarom het ons U lief, Here. Hierdie tydjie wat ons saam gaan verkeer as gelowiges, vra dat U dit sal seën, Here, dat hulle nie my sal sien agter die mikrofoon, Here, maar dat hulle U stem sal hoor, die Heilige Gees met elke een van hulle sal vra. En dalk is daar iets in hulle lewe dat moet uitgesorteer word, Here. Dalk kom hulle iets tekort, Here. Maar ek weet is dat U met elkeen van ons sal praat. Ja, is het nou 'n paar liedjies wat gesing kan word, liedjies wat tussenin gesê kan word. Maar Here, U kry al die eer, U kry die lof en die aanbidding daarvoor. Amen. Jesaja 40 vers 31. Ons kyk bekend in die Bybels. Jesaja 40 vers 31. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. As hulle broeders raak, dan kan sit hulle op 'n stoel. Is dit reg? Nee. Nee. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dit is wat ons moet wees. Ons arende wees. Die lewe het sy draaie. Die lewe gaan sy gang. In Markus 4 bestraf die Here die wind, die storms, wat opgekom het daardie nag, toe op die see was. Jesus het gaan slaap, die storm het opgekom, Petrus en hulle is gekom, die boot gaan omslaan, en hulle gaan doodgaan, en hulle maak die Here wakker. En die Here gaan, en die Here maak die wind stil, die storm stil. Elke jy is storm voor, wat die Here moet ons stil maak. I know the master of the world.
dan sou nie gewees het vanoggend. En hy sien elkeen van ons harte vanoggend. Hy ken elkeen van ons gedagtes. Hy ken elke haar op jou kop. Dis die Here wat ons doen. In Johannes 11 lees ons van 'n siek man met die naam van Lazarus. Martha en Maria hardloop na Jesus toe om vra dat Jesus van Lazarus ons gesond maak. Maar Lazarus is laat dood. Vir 4 dae lê hy in die graf. Vir 4 dae. En Jesus gaan toe. En Jesus sê vir hom, kom wys vir my die graf. En Martha sê vir Jesus, maar ek verstaan nie. Hy sal klaar dood. Hy is 4 dae. Ja, hy ry af. Kan jy self indink, die persoon wat 4 dae dood is, dan is jy nie dat daai persoon kan opdraai en lewe. Maar Jesus sê vir hulle, rol weg die steen. En Jesus het geweet, die woord sê Jesus het geweet. Dit sê vir op weer mens. Jesus was 'n mens. Is nie net iets wat daar is. As ek korrek is, is daar net 2 dele in die Bybel waar die woorde voorkom, Jesus het geweet. Is ek korrek? Lukas, ek kom terug na Lazarus toe. Martha sê vir Jesus, maar hy is dood 4 dae. Here, as jy maar net so gekom het, toe ons nie nodig gehad. Dit dan moes soveel anders gewees. Maar Jesus sê vir Maria, vir Martha, het ek jou nie gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Is dit nie maar ons menslike probleem vandag se dag? Ons glo nie meer. Ons glo nie meer dat God hierdie land van ons kan omkeer. Ons glo nie meer dat God die onmoontlike moontlike kan maak. Ons bid. Maar ons twyfel. Is dit nie tyd dat ons wat onsself, skies as die Joodses is, die Afrikaner volk, die boere volk, wat se volk al? Ons is ons gehoorsame volk. Ons het dan 16 Desember belofte aan God gemaak. Nee. As hy die vyand in ons hand gee, ons sal vir hom bly dien. Hoeveel mense is vanoggend op plekke behalwe in die Here se huis of in samekomste van Christen, maar ons noem onsself Christen. Is dit nie hoekom ons land so is in die toestand waar hy is? Wil God nie vir ons sê, dis tyd dat jy moet terugdraai na my toe, na hom toe, en ek sal jou land weer vir jou deel maak. Die woord sê dit vir ons. Nog 'n ding wat ons weet is geduld. Hoeveel keer bevind ons onsself in situasies wanneer ons dinge nou gedoen wil hê. Ons soek dinge nou.
Ons wil antwoorde hê, nou. Ons soek oplossings, nou. Met finansies, ek wil nou 'n oplossing. As partymal wat hulle hele pensioene vat na 'n dobbelmasjien toe, met die hoofdbestaan met jackpot. Ek sal die dobbel nooit hê, want ek speel hom. Ek voel nie die duivel. Ek voel nie die duivel deur te gaan dobbel. Maar ek sê nie dit vir myself. Here, wat U wil geskied. Dan is daar iets vir die kinders of die kleinkinders van wat die oplossing soek. Die Here het sy tyd. Die Here het sy tyd. Die Here laat nie vir hom voorsien wanneer hy dinge moet doen en vir wie. Al is die Here 4 dae daar, kan die Here nog steeds dinge doen. Dit kan nie aan die hele moeilike situasie in die lewe gegaan het. En die Here nie dader vir die Here gekom. The news came to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come. They wondered why. The death watch was over, buried for days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been there, you could have healed me, he'd still be alive. But your Father gave strength, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But His way is God's way, not yours or mine. And He's a big break when He's always late, He's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. It's been there 4 days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried,
not yours, oh mine. And he's sitting great when he's always late. He's still on time. Oh my God, he's great when he's always late. He's still on time. On time. Jesus hetselfde terwyl hy op die aarde was, het hy baie wonderwerkies gedoen. Hy het siekes gesond gemaak. Dan kan jy verlang daarna dat hy gesê, wat doen by die stad op die loop? En die aanraking van Jesus. Het jy al daar die aanraking van Jesus gevoel? In 'n tyd van nood, in 'n tyd van siekte. Het jy al sy stem gehoor? Het jy sê, ek is in die Here. Laat hulle gaan. Los het vir my. Die Here sal wonderwerke doen in die lewe as jy ten volle oorgawe staan om met alles te doen. Ek wil hierdie klein getuie vertel. 'n getroude paartjie van kennis van ons beplan om Amerika toe te gaan. Saam met die groep wat hulle die vlugtelinge. Want hulle kon nie werk in Suid-Afrika. Deure word toegemaak voor hulle. Dis volwasse mense, dis ouer as ek en Shelly is. Groot kinders, klaar in die skool, universiteit, en hulle besluit hulle gaan Amerika toe. Daar is nie vir hulle ander uitweg. Amerika bied hulle vir hulle al hierdie goed op beskik word. Tafel is mooi gedek, nee? Daar's 'n vliegkaartjie vir jou betaal, daar's blyplek vir jou aan die hele kant as jy kom, hulle help jou met kos, hulle doen alles. Maar dis nie waar dit eindig nie. Hulle moes voor Kersfees, moes hulle op 'n vliegtuig. En dan op 'n stilstand van Amerika se kant af om te sê, ons stop die lorry. Dit is 'n paar dingetjies net so deur. En die paartjie pak toe op van Howie se kant af om weer terug Pili toe. Hulle verkoop baie van hulle. Want hulle is nou reg, hulle gaan nou Amerika. Ons het so 'n gebedsgroepie vir Vrydag gaan. So 5, tussen 5 baks en 7 mense wat opbid. En in daai tye bid ons dat die Here uitweg moet gee vir die paartjie. Ons bid ook, Here, as dit U wil is, voorsien dan aan die paartjie. As hulle aan die ander kant kom, dat hulle gevestig sal wees, en gevestig ons goue soort. Kersfees het gekom, ek het nog vir hulle gesê, julle gaan Kersfees, julle gaan nie daar aan doen. Julle gaan nie dat julle nog gaan. Julle gaan ook die Kersfees by julle ouer huis wees. Hulle, ons gaan Amerika. Kersfees het gekom, Kersfees het gegaan. Daai mense sit nou nog in Suid-Afrika. Maar wat doen die Here? Die Here stuur
persoon na hulle toe en sê vir die man, jy moet my kom sien. Onthou, hulle op is Amerika. Die persoon wie vir hom 'n werk aan met 'n fantastiese salaris, meer as wat hy in Amerika sou verdien. Plus sy vrou word op dieselfde perseel in diens gedoen. Kan jy sien wat die Here? Sy tyd, nie ons wil, sy wil, sy tyd. Ek sê amen oor dit wat die Here doen in ons mens se lewens. Ons sien dit net nie altyd raak. En het net ook gesê, ons onthou dit. Ons onthou dit nie. Ons soek nou antwoord. Ons soek nou oplossings. Maar die Here sê, ek het my tyd. Ek sê vir die somebody else. In darkness, as he groped along the streets, with his hands stretched out for pennies, or for just one bite to eat. There's a story of the blind man who in Jesus' arms lay, with the Master's touch, the man looked up as the scoffers heard him say, somebody touch me, somebody touch me. I was blind but praise His name, I now can see. I was in darkness when Jesus found me. Since He touched me, I now can see.
vrou weet ook daar die vryheid in Jesus. Met Jesus se kruisiging lees ons in Johannes dat Jesus sy kruis gedra het tot op Golgotha. Golgotha is die Hebreëse naam vir kopieplek. En vader dat Jesus daar moes begrawe gewees, as jy die naam kopieplek hoor. Hulle sê julle die voorhangsel van 4 duim ongeveer 10 centimeter geskeur het. Probeer die telefoon moet skyn. Daar is manne wat kan doen, maar dat sien hoe moeilik is dit. Dat is die krag van God en sy heerlikheid wat dit gedoen. Dit symboliseer die direkte toegang tot God. Mense, ons is nie dood nie. Ons het lewe. As jy sê jy is 'n kind van die Here, het jy die lewe. Christus leef binne in jou. Ek gaan vir my sê, ja, jy praat wakker. Maar wat as my pensioen gehalveer word? Wat as my mediese fonds op is? Wat as dit? My vraag is, kan jy dit verander? As jy dit nie kan verander nie, hoe beklei jy teen prikkels? Gee dit oor. Gee dit oor dat die Here die dinge beklei vir ons. Kolossense 2:14 sê hy die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis vas te spijker. O Bobby, jou naam is hierso. Pieter, jou naam is hierso. Amelia, jou naam is aan daardie kruis vasgespijker. Dit is tyd dat ons moet begin leef as ons 'n Afrikaanse wit trots nasie is. Noem ek net wat jy wil. Ek hou daarvan. Ek wil nie myself uitstaan teenoor 'n ander volk, nasie, ras, klas, wat ook al. En die Here het ons almal dieselfde gemaak. Die trotsheid wat die Afrikaner, sou-called Afrikaner in hom het. Ek is jammer as ek dit sê in die diens wat nie hoor nie. Maar dit is die Gees van God wat met my praat oor hierdie ding. Dit is wat vir my 'n struikelblok is vir my lewe. Ons gaan aan asof dit ander mense nie aanraak. Ons het reg tot goede en sekere dinge wat hulle nie het. En is dit reg? Nee, my tannie, my vriend, dit is nie reg. Ek en u besit niks in hierdie lewe.
soos 'n niks. Dit is alles syne. Hy het dit vir ons toevertrou. As jy mooi gaan lees in Genesis, hoofstuk 5. Hy het dit aan ons toevertrou. En gesê, gaan sien om na hierdie dinge vir ons. En wat het ons gedoen? Het ons regtig ongesien? Of het ons dit ons eie gemaak? Ek kom terug na die kruis toe. Toe Jesus gekruisig is. Hy is afgehaal van die kruis af. Hy is in 'n graf gesit. Spesiale graf. 'n Spesiale graf. Daar was nog niemand in daai graf. En hy het na 3 dae opgevaar. Daai graf is leeg. Dit beteken ons het die lewe. Ons hoef nie daarom op die grond te lê as die Here ons uitbring. Die sonde was oorwin. Die dood het sy alom verloor. Die kettinge wat ons vashou is gebreek daardie dag. Want hy het ons sondes vir ons weggewas. En moenie terugdink aan daardie tye of dinge nie. Want Jesus herinner jou nie aan. Want hy sê so ver in die ooste en die weste van mekaar, so verwyder hy. Hy dink nie meer aan. Ons self dink aan. Ons wil nie die dinge in ons eie lewe. Nee. Ek sê dit is finished. The veil was torn in two. The Son of God gave up His life to make all things brand new. It is finished. The debt has been paid. Mercy has spoken, the stone rolled away, sinners defeated, death lost and sting. It is finished. Jesus is King. The blood was shed, the work complete. Grace poured out for all. From Calvary's hill, redemption came, and answered mercy's call. It is finished. The debt has been paid. Mercy has spoken. The stone rolled away. Sinners defeated.
defeated, death lost its sting. It is finished. Jesus is King. No more striving, no more chains. Freedom songs forever reigns. It is finished. The debt has been paid. Mercy has spoken. The stone rolled away. Sinners defeated. Death lost its sting. It is finished. Jesus is King. It is finished. Jesus is King. Sy genade is iets wat ons nooit sal kan beskryf nie. Dis deur sy genade wat ons hier is. Dis deur sy genade dat die son skyn. Ons het gestraal sodat donder weer storm begin. Kyk hoe skyn ons son weer vanoggend. Weet hoe Jesus daar aan die kruis gehang het met die twee diewe langs hom. Toe sê een van hulle, Vader, dink aan my as jy in die paradijs kom. En dan sê Jesus vir hom, vandag sal jy saam in die paradijs wees. Al daai trauma wat hy moes deurgaan, bewys hy nog steeds sy liefde voor aan die persoon langs hom. Wat vra vir genade. En Jesus het die keuse gehad dat die Vader dit so is. They nailed him down, thorns on his head, the crowd all around. Through the pain, his mercy still came. I hear him whisper my name, Father, forgive them. They don't understand. Love held the nails, holding the soldier's hand, gracing the blood poured out for them.
You'll be with me, even in death. His promise was true. That same forgiveness carries me to Father, forgive them. They don't understand. Love held the nails, holding the soldier's hand, gracing the blood poured out for them. Mercy was singing, Father, forgive them. By the stripes we are healed, our sins washed away. The punishment that brought us peace was nailed that day. Father, forgive them. They don't understand. Love held the name, holding the soldier's hand, raising the blood poured out for them. Mercy was singing, Father, forgive them. One day, Jesus will come and make everything new for us. One day, He will melt every wound. The former things shall pass away. No more tears. Openbaring 21 praat van die siel in die hemel en die aarde. En die Here sê, hy gaan alles goed maak. Hy gaan alles goed maak. Hy gaan nie meer kanker wees nie. Hy gaan nie depressie wees nie. No more shame, no more struggle. Dit is wat die Heer vir my wag. Wanneer Jesus ons gaan haal. Ons gaan aangesig tot aangesig staan. Voor hom. Ek spreek na my dag. Dat daar nie meer onenigheid tussen nasies en volke is, en verskillende rasse, en bakleierheid in kerke, maar as vrede, vrede wat ons is in die Vader se huis, when we all get to heaven.
day and everything new. Jesus, one day you will bind every woe. Former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all. Jesus, one day every question resolved. Every anxious thought left behind. No more fear. You'll keep working when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Celebrate the vision of grace. In a moment all shall be changed on that day. One day we'll be free indeed. Jesus, one day all the struggle will cease. We will see your glory revealed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Oh, one day we'll be singing out loud. Yes, one day we will see face to face Jesus, every vision of grace. In a moment all shall be changed. In a moment all shall be changed. Yes, in a moment we shall be changed on that day. When we all get to heaven, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. No more shame, no more struggle, no more walking through the valley of shadow, no more cancer, no depression. All will change on that day. En ook julle sien dat dit mense so ek daar's. Dat jy van iets goeds, groots mis. En vir die afsluit mag die Here jou dra. Dis regtig my gebed vir jou.
Mag hy die donkerste dag dra. Mag sy liefde jou omvou, soos 'n warm somersdag. Wanneer die storms in jou woed, en as jy nie meer kan staan, sal sy jou sag op. Mag die Here jou seën, mag die Here jou bewaar, mag die Here sy lig oor jou skyn. Mag die Here jou genadig wees, mag die Here jou vrede gee, mag die Here jou vashou. Ek sê voorlopig baie dankie vir die geleentheid wat jy gehad het en iets met julle te kom deel. As jy saak nie reg is met die Here, maak hom reg. 5:00 vanmiddag is saam bedaal. Maak hom reg. Kom sluit ons oor. Vader, dankie dat U so genadig is. Dankie dat ons die Vader kan. Here, die woord vriend is maar enkele ligtelik met alle respek gesê. Want U is die Vader, die God van liefde. Daar waar jy sit, terwyl ons oor toe is, moet jy nie met die Here praat. Dalk is daar nog iets in die lewe wat nog nie terughou om die heerlikheid van God se hand in die lewe raak te kan sien. En wanneer storms woed, dat die storm raak, en dit vir die Here gee. Ek gaan vir u so 15 sekondes gee, net met die Here praat. Amen. Mag die Here jou dra deur die donkerste dag. Mag sy liefde jou omvou, soos 'n warm somersdag. Wanneer storms in jou woed, en nie meer kan staan, sal sy hand jou sag omring. Ja, hy sal jou vrede bring. O Here, wees my lig, wees my krag. Elke asem wat ek neem, hoe kan nie alleen. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar. Mag die Here sy lig oor jou skyn. Mag hy jou genadig wees, mag hy jou vrede gee. Mag die Here jou vashou. As wat voor jou te lang raak, jou voete begin hoog raak, staan vas in sy woord, sy beloftes dit altyd voor. Hy roep jou by jou naam, hy
Hy los jou nooit alleen, as jy val, staan weer op. Hy spitsel onder jou kop. O Heer, wie is my skuld, wie is my hoop, wie is my stem? Laat my aan hier aanbid, laat my siel my Here swaar. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar. Mag die Here sy lig oor jou skyn, mag hy jou genade wees, mag hy jou vrede gee. Mag die Here jou vashou. O Here, wie is my lig, wie is my krag? Elke asem wat ek neem, moet aan die